Goed. Soos ek genoem het, ek weet seker maar almal kan my duidelik hoor, vroeg my ons besag is. Ons kan almal my duidelik hoor. Baie dankie. So, vanoggend wil ek graag my persoonlike getuienis met julle deel. Die pad wat die Here met my gestap het, vir 'n jaar en 'n half, ja, omtrent 'n jaar en 'n half was ek baie siek geweest. Maar soos ek genoem het, ek wil net weer op rekord sit, ek gaan 'n paar mediese terme gebruik. So verskoon my vir dit asseblief, daar's nie 'n ander manier hoe ek dit goed kan beskryf nie. Maar ek wil begin om te sê die eer moet eerste altyd na die Here toe gaan. So dit gaan nie oor my oor hoe swaar ek nou gekry het of hierdie goed nie. Dit was 'n moeilike tyd geweest, maar my hart vanoggend is dat die naam van die Here verheerlik sal word. Dat die fokuspunt die Here Jesus sal wees. Want ons weet dat die Here is altyd getrou. En so, as dit dalk voorkom dat ek miskien bietjie brekkerig klink, ek bedoel glad nie, dis glad nie my bedoeling nie. So ek wil die eer vir die Here gee. Ek het 'n paar verse wat ek met julle wil deel. En eintlik is ek so opgewonde want die Here het met hierdie tyd, die Here werklik, baie met my gepraat deur sy woord. En dis wat so belangrik is, daar's 'n gedeelte in Psalm 119 vers 11 wat sê, ek het die woord in my hart geberg dat ek nie teen U sal sondig nie. So dit is so belangrik dat ons as kinders van die Here, dat jy die woord in jou hart sal berg. Want baie keer as 'n ou siek is en jy swak en dit is jou moeilik om Bybel te lees, dan die woord is lewend en kragtig, sê Paulus vir Timoteus. En dan kom die Here en hy praat met ons deur sy woord, so half in jou gedagtes die woorde wat jy ken. En dit het baie met my gebeur, vir 'n paar keer, wat ek baie siek was, waar ek te swak was, om regtig die Bybel op te vat om te lees, waar ek regtig getuig, die Here het met my gepraat, verse het my opgekom wat ek geken het. So, ek wil begin met hierdie vers, wacht hy, Here, hy dink dit nie, ek weet seker maak ek die ding ongesit. Okay. Kan jy so kan sien? Kijk, ons kyk nou. Pas in. Psalm 46 vers 9. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand gebring het. So ek wil daarmee begin, om te sê, kom kyk wat het die Here gedoen. So die eer, wil ek weer sê, gaan net na die Here toe. En mense is baie dankbaar vir dokters en hospitale, want die Here het hulle ook daar gestel. Okay, so ek gaan nie al die details gee nie, want anders gaan ons baie lank hier sit en ek wil dit so kort as moontlik hou. So, ek wil so half in volgorde die operasies wat ek gehad het, wil ek noem. Die heel eerste ene was 'n mantelvliesbreuk operasie geweest. So laas jaar Mei, help ek mense trek en hulle dra baie swaar yskas. En toe ek die yskas optel, toe voel ek het seer. En vir 'n klomp dae daarna het ek baie erge seer gehad en so erg, ek kon nie eet nie en ek het die kos sit vas hierso, sukkel om te sluk en ek kry kwaai swybrand en ek gaan sien my huisdokter en hy sê vir my, nee, ek sal moet 'n spesialis gaan sien. En laas jaar die 4de Junie, 'n dag na my verjaarsdag, gaan sien ek 'n spesialis wat met hierdie goed werk en ek gaan probeer om die kamera te sluk. Ek weet nie wie van julle het al 'n kamera gesluk nie, maar kan ek dit sê, die heel eerste keer in my lewe, toe ek 'n kamera gesluk het, het ek my dood geskrik. Ek was 'n jong man geweest en het al was saam met my geweest en ek sit, en Dr. Noelman was nog hier by Triegard geweest. En ek sit nou daar en ek weet ek met die kamera sklik, maar ek sien daar lê 'n ding wat so lank is soos 'n housepipe. En ek sê vir haar, wonder waar is die kamera? Sy sê nee, dis hy daai. Maar ek skrik vir my half. Maar dit was 'n slegte ervaring geweest. Okay, so die 4de Junie gaan ek weet wat vir my wag, maar hierdie keer toe sê ek die dokter, luister hier, ek is 'n bietjie kleinserig as ek kom by hierdie goed. Hulle moet my narkose gee.
So ek is dankbaar vir die Here, hy gee my narkose en ek het niks gevoel nie, maar ek word wakker, hy sê nee, ek moet geopereer word. So die 4de het ek gegaan vir die gastroskopie en die 7de, ek dink dit was 'n Vrydag gewees, dus die operasie gedoen. Die dokter kom en sê nee, luister nie, alles het goed afgeloop en hy waarborg my, ek sal nooit weer swembad kry nie. Ek is vir 3 dae in die hospitaal gewees en ek kan net jou sê, dit is 'n seer operasie. Ek het 5 gate wat hulle werk, so dis verskriklik seer. Ek kom by die huis, ek slaap altyd op my sy, kan nie op my sy slaap nie, jy moet op jou rug slaap en vir die eerste 6 weke moet jy sagte kos eet. En ek onthou, ek dink ek is die Sondag as ek ontslaan en daai Maandag of Dinsdag gee ek dan vir my Alteramel vla. Nou ek hou baie van vla, ek is baie lief vir vla. Maar toe ek die Alteramel vla slip, toe sit dit in my keel vas, toe is daar fout. En ek kom agter my iets is nie reg nie. Want dis 'n verskriklike, as jy nog nie geervaar het nie, sal jy dit nie verstaan nie. Maar vla is eintlik maar, dit moet vinnig afgaan. So ek slip dit en ek voel ek sit net hier vas en ek raak so 'n bietjie benoud en ek sluk 'n bietjie water en dit gaan toe af. Maar ek sê vir Hetta, iets is nie reg nie, want dis nie veronderstel om te doen nie. So ek bel die dokter en hy sê vir my, nee, dis nie reg nie. Ek moet vir 2 weke moet ek Ensure en net Rooibos teken. Ek weet nie van julle ken Ensure nie. Ek is nou so 'n bietjie, ek is nog steeds moeg vir Ensure vir 2 weke. So ek het vir 2 weke, die oggend, die middag en die aand, het ek Ensure gedruk. En voor my operasie het ek 88 kilos geweeg en 6 weke na dit, weeg ek 67. So ek het 21 kilogram verloor in daai kort tyd. Wat wonderlik was, miskien vir baie mense, maar ek het baie verswak. Ek het werklik baie verswak, omdat ek so vinnig gewig verloor het. As iemand nou vir my Ensure wys, dan is ek so half, ek is nog 'n bietjie naderig vir dit. Maar die Here was vir my daai tyd, die Here is net baie goed gewees. Ek is so dankbaar vir dit. So ek verloor baie gewig en op 'n stadium praat ek met die Here en ek raak so half, Here, ja, ek voel swak en ek word sieker en ek lees toe in my stilte tyd lees ek hierdie psalm. Nee, ekskuus, ek kan dit vir jouself lees. Dis te veel om te noem. Ek lees Psalm 102. Ek gaan net so 'n paar verse lees. Gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here. Here, luister nog na my gebed. Hoor tog my geroep om hulp. Moet U tog nie van my afsydig hou nie, dat ek in die nood is nie. Luister tog na my wanneer ek U aanroep. Verhoor tog gou my gebed. Want vir my verdwyn die dae soos rook, my liggaam brand soos vuur. Ek is verskroei en uitgedroog soos gras. Ek het alle eetlus verloor. Ek het net vel en been geword van al die pyn. En ek lees hierdie en dis so asof die Here direk met my praat met hierdie gedeelte. Want dis presies wat ek ervaar het daai tyd. Dit voel vir my ek kwyn weg en ek raak net alles swakker en hier kom die Here en hy sê direk vir my uit sy woord uit. Hoor hierso en ek kry vertroosting daaruit. En dadelik ervaar 'n mens maar daar's 'n gedeelte in Romeine 7 wat Paulus sê as ek swak is, dan is ek sterk. En ek ervaar net daar, al is ek nou hoe swak en al het ek hoeveel gewig verloor. Hier kom die Here en ek weet hy is by my. En as almal weet dat ons weet dat Immanuel beteken God met ons. So ek het geweet die Here is by my, maar daai oomblik het ek regtig die Here tasbaar geervaar. En ek het regtig geervaar maar die Here is werklik by my. Okay. So dit is die eerste operasie in Junie maand. Die nagevolge van die operasie. So die operasie my insiens het nie reg gewerk nie. Ek nog steeds, ek kan nie enigiets eet met deeg nie. Ek kan nie laat in die aand groot maaltye eet nie. Ek is op medikasie, elke oggend moet ek 'n pilletjie drink. Ek kan nie swaar goed optel nie, veral skoolgoed. Ek mag dit glad nie optel nie. So, ja, dit is die nagevolge van daai operasie.
So toe kom ek nou ek teruggaan na laas jaar in Maart maand toe. Ek en my vrou is op vakansie en om 'n lang storie kort te maak, kry ek prostaatinfeksie. Nou ons op vakansie en ek kan net sê vir enige man wat nog nie dit gehad het nie, dis die seerste en die ongemaklikste wat jy nog sal ervaar. Dit is moeilik om te sit en jy het konstante pyn. So ons kom huis toe, ek sien my huisdokter en hy gee my medikasie, antibiotika en vir so 4 maande is alles beter. En toe kom ek weer terug. Gaan weer dokter toe, weer medikasie, kom weer terug. Gaan weer dokter toe, kry weer medikasie. Toe sê hy vir my, as dit weer gebeur, dan gaan ek uroloog moet gaan sien. Gebeur toe weer, ek gaan sien die uroloog. En die uroloog sê vir my, hy gaan vir my op baie sterker medikasie sê. En as dit binne 2 weke nie werk nie, dan sal ek moet gaan, so ek vra verskoning, dan gaan ek moet gaan vir 'n skraap. En op die 1 Oktober, laas jaar, toe word ek in die teater gestoot en ek kry 'n skraap. En dit was ongelooflik seer geweest. Hulle haal letterlik die wind uit jou seile uit. En as jy wakker word, dan word jy wakker met 'n kateter. Ek vra verskoning dat ek dit noem, maar dis presies wat gebeur het. En so dit was baie ongemaklik geweest. Ek onthou Magda wat op my gewees en ek sê net vir hulle, moet asseblief net in die bed raak nie, want dis bitterlik seer. En ek was vir 3 dae in die hospitaal en ek word ontslaan. En die oggend wat ek is vroeg ontslaan die oggend, maar die suster sê vir my, okay, jy moet baie water drink, dat jou blaas goed kan spoel. En ek drink toe baie water. En ek was al 9 uur in die huis gewees, maar ek drink soos amper 3-4 liter water. Ek drink heeltyd water. En ek kom agter, maar iets is nie lekker nie, want my blaas wil nie meer nie. En toe in die middag, toe loop ek so, krom. En toe my blaas wil toe nie werk nie. En ek voel my blaas gaan ontplof, en die blaas is seer, en ons bel die dokter, hy sê ek moet inkom. En kyk, ek is bang vir inspuitings. Ek moet eerlik sê, as hulle vra, waar is allergies, dan sê ek is allergies vir stainless steel. Nou kom ek by die dokter, en toe sit hulle vir my kateter in lewendig. En dit was bitterlik seer geweest en ongemaklik. Maar so toe moes ek vir 4 dae het ek 'n kateter gedra wat ook ongemaklik was. En ja, ek wil nie verder oor dit gesels nie, want dit is baie ongemaklik. So wat ek ook wil noem, met die skraap wat hulle gedoen het, dan vat hulle van die weefsel en hulle steek dit weg om te toets of dit kwaadaardig is of nie. So almal weet wat is die uitslag. Die dokter bel my en sê, luister jy, jou uitslag is positief vir kanker, die prostaatkanker. En nou moet jy die dokter gaan sien. En wat ek nou sê, ek dink jy, as jy nog nie gediagnoseer was met kanker, dan sal jy nie hierdie raar verstaan nie. Maar dis die moeilikste ding, as die dokter vir jou sê, hoor hierso, jy het kanker. Ek is al 21 jaar lank 'n predikant en ek het al baie mense bedien wat kanker gehad het. En ek het al mense begrawe wat kanker gehad het. Maar dis heeltemal anders as dit jou eie liggaam raak. So jy skrik vir jouself boeglaat. En vir die eerste paar dae dink jy net in die dood. Want dit voel letterlik of wat doodsvonnis op jou is. Maar die dokter sê vir my, nee, luister, ek moet nie bekommerd wees nie, dit is nog vroeg. Ek het nie behandeling nodig nie, en ek is dankbaar vir die Here vir dit. En so vir 'n paar dae was dit my bitter moeilik geweest. Omdat ek nou al gesien het hoe swaar mense gekry het, en ek weet, maar genadiglik het die Here regtig vir my goed gewees, en my in daai tyd deurgedra. Maar wat ek in daai tyd besef het, dat die dood is 'n werklikheid. En die dood is 'n pad wat elkeen van ons gaan stap. Ongeag of jy nou slegte nuus gaan kry, ongeag of jy nou gaan oud word en jy gaan doodgaan, maar toe het ek besef dat die Here God is 'n heilige God. En dat jy moet regtig seker wees
dat jy gered is. Want dit is 'n pad wat ons almal gaan stap. Die Hebreërskrywer sê dit, so die mens is bestem om gebore te word en om eendag te sterwe. Okay. So, ek volg so 'n bietjie. 'n maand later, die 4 November, voel ek my, ek is nie beter nie, en ek raak sieker. My liggaam raak, ek voel of iets in my vreet. Ek gaan terug na die uroloog toe, hy sê vir my, nee man, dis normaal, ek moet net vasbyt. Gaan terug huis toe, 2 weke later, die pyn raak erger, en alles raak het erger. Ek gaan terug weer na die dokter toe, ek gee vir my medikasie, maar na 2 weke is ek plat in die bed. Ek kan nie eens 50 meter loop nie, ek het ontsaglike pyn. En ek sê vir Hetta, luister, ons sal moet gaan Pretoria toe. En ek onthou, ons het die oggend voor ons gery, toe bid ons saam. Ek kan nie weet wat die dag het was. Maar okay, anyway, ons bid saam, ons vra vir die Here, dat die Here net dit so sal bewerk, dat ek by die regte dokter sal uitkom, wat my sal kan help. En ons kom by Pretoria Hospitaal, by ongevalle, en genadiglik het hulle my baie vinnig gehelp. So die jong dokter die kom, en hulle doen bloedtoetse, en sonaars, en ek sê vir hom my geskiedenis, my diagnose, en hy sê toe, hoorie so, maar hy gaan net 'n spesialist uroloog dra. En hy bel die ou, en hy kom sê vir my, die ou sê, ek moet hom dringend kom sien. En so 2 dae later, toe kon ek nie so afspraak kry in Pretoria by die spesialist uroloog. En hy sê toe vir my, hy sê, luister hier, kanker is kanker, ongeag of dit nou nie aggressief is nie, want genadiglik myne was nie aggressief gewees nie, is vroeg gevang, maar hy sê, dit moet verwyder word, dan moet my prostaat ongelukkig uithaal, want dit kan later, kan dit versprei. En as dit eers versprei, dan is dit iets moeilik om te keer. So dit was middag ons 'n bietjie van 'n heeltemal 'n skok geweest, want ek was nie reg geweest om te hoor, ek moet nou gaan vir 'n operasie nie. So ek onderhandel met die dokter, dis die dokter, nee, wag eens 'n bietjie. Ek wil graag eens April volgende jaar wil ek gaan. Maar ek word toe opgeneem in die hospitaal ook, want ek het toe erge blaasinfeksie. Dis wat my so siek gemaak het, ek het erge blaasinfeksie. Dit was 'n week voor ander hulle se troue gewees. En ek was van die maandag tot die donderdag in die hospitaal gewees. Die donderdag kom die dokter en hy sê hy wil my nie ontslaan nie. En ek sê vir hom, hy moet my ontslaan. Ja, so my ontslaan, want ander het trou. Maar hy is al skepties en hy sê vir my, ja, hy sal ontslaan, maar nou om 'n lang storie kort te maak, ek is die donderdag middag ontslaan en na die troue. Ja, sondagoggend na die troue toe ons terug hospitaal toe. Word ek weer opgeneem. En toe moes ek weer aangaan teater toe, net om seker te maak dat daar nie enige kwaadaardigheid in my blaas is nie. En dit was ook maar ongemaklik en seer geweest. Toe ek daarna vir 'n maand lank is ek op antibiotika geplaas om die infeksie te werk. Nou, ek weet nie wie van julle al blaasinfeksie gehad het nie. Dis eintlik iets wat vroue meer kry, het ek gehoor, so dit het my bietjie weird laat voel. Ek het reg soos 'n meisiekind gevoel, maar dit maak ons baie siek, veral as dit nie behandel word nie. Dis wat my so siek gemaak het. So ek het baie erge blaas infeksie gehad. En ek onthou op 'n stadium sê ek vir Hetta, ja, dit voel net of ek nooit gesond gaan word nie. Want dis die een ding op die ander ding op die ander ding. En ek lees toe 'n dag of 2 later die volgende. Psalm 13 vers 1 en 2 vir die koor Psalm van Dawid. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? En daar kom die Here, en dis presies wat ek gevoel het in my tyd. Dit het regtig vir my gevoel dat, ek bly siek, en dis 'n kanker, en dis al hierdie goede. Wanneer gaan ek eendag gesond word? En so, toe word ek ontslaan, en ons gaan 'n bietjie weg op vakansie vir 'n week, en ek onthou, die eerste week in
Februarie of laaste week in Januarie moes ek gaan vir 'n MRI scan om te kyk of die kanker versprei het. Want dis 'n belangrike ding, anders kan hulle my nie opereer nie. En ek gaan vir die MRI scan, ek gaan waaraglik dieselfde dag kon ek die dokter sien, en die Here was so goed vir my gewees, so daar was net so twee sulke klein kolletjies gewees van die kanker, so niks het daarom versprei nie. En die 10de Februarie, toe word ek geopereer, en my prostaat word heeltemal uitgehaal. En dit was ook 'n baie erge operasie gewees, ek word ontslaan vir 10 dae, loop ek met 'n kateter by die huis, ek het geweldige pyn gehad. Ek dink persoonlik, die laaste ding wat hulle 'n man kan doen, is om vir 'n kateter in te sit. Dit is bitterlik seer, dit is ongemaklik. En nou is ek so dankbaar vir die Here. Dan moet ek teruggaan en kateter kom uit. En die dokter sê vir my dat alles het reg goed. Maar die nagevolge van my operasie is, ek moet nou vir elke 3 maande moet ek gaan vir PSA-telling. En daarna, ek doen dit vir 'n jaar lank, en daarna elke jaar, 2 keer 'n jaar, so vir altyd van dit af. So die nagevolge van hierdie operasie is, dat ek sukkel geweldig nog met my blaas. My blaas is verskriklik sensitief. Ek, soos kafeïen, ek kan glad nie kafeïen drink nie. Ek moet koffie drink wat kafeïenvry is, ek het ons tee gedrink. En my lewe het nogal redelijk drasties verander rondom dit. Daar is sekere goed wat ek nou heeltemal anders moet doen. Ek moet op 'n sekere manier opstaan, ek moet op 'n sekere manier gaan sit. As ek trappe klim, moet ek stadig trappe klim, want my blaas sal dan nie saamwerk nie. Iemand moet my ook nie skrik maak. Ek wil nie dit sê. Okay, so na 3 maande gaan ek vir my opvolgondersoek, maar nou is ek net as half nuuskierige, is ek nou in remissie of is ek nou kankervry? Want ons verstaan nie mooi hoe werk hierdie goed nie. En ek vra vir die dokter, is ek nou kankervry of is ek in remissie? En hy sê toe nee, ek is kankervry, want jy is net in remissie as jy behandeling ontvang het vir kanker. So ek is kankervry. En ek is die Here so dankbaar vir dit. Toe hy dit vir my sê, toe is dit van, maar toe sê hy ook vir my, daar is nooit 'n waarborg dat dit nooit sal kan terugkom. Maar die Here bly goed. In hierdie tyd wat ek gediagnoseer was met kanker, en ek weet nie hoekom nie, mense is so bang om die woord te sê. Die groot K-woord, die groot kanker. En ek onthou, ek het vir my kinders gesê, vir die familie, almal, ek was nie bang om dood te gaan nie, eerlik, ek is nie bang om dood te gaan nie. Want ek weet ek is reg met die Here. Ek wil nie eintlik graag vroeg dood gaan, ek wil hom graag by kleinkinders gesê nie. Maar ek was regtig nie bang gewees om dood te gaan, eerlik wel. Want ek weet dat ek is reg met die Here gewees. Nou 'n paar maande daarna, onthou nou, ek kon op stadium 50 meter, ek kon 50 meter geloop het. En ek gaan toe vir my 6 maande opvolg, dit was die 30ste Mei hierdie jaar. En ek sê vir die dokter, ek het vroeër het ek altyd in die oggend gaan stap, vroeg. En ek sê vir hom, luister nie, man, ek wil nou weer teruggaan in my routine en ek wil gaan stap. Ek wil vir julle iets vertel, ek is 'n introvert eintlik. En hy sê vir my nie, ek gaan stap. En ek begin met 'n kilometer te stap. En ek werk 'n roete uit nou hier op langs die huis. En ek stap 500 meter en ek stap 500 meter terug. Maar toe ek hier by die huis kom, toe is ek so in ekstase, dat ek nou 'n kilometer kon gestap het. En ek gooi my hande in die lug. En ek sê, dankie Here, en toe ek so omdraai, toe is daar 2 karre wat verby my ry. Maar vinnig, ek vat my hande, en ek voel ek so stupid, maar nou ouens het my baie snaaks aangekyk. Maar ek was so dankbaar vir die Here gewees, want 6 maande terug kon ek nie 50 meter geloop het nie. Ek kan nou vandag kan ek sê, ek kan al weer 5 kilo stap. So die Here was vir my werklik goed gewees. So na die operasie, het ek mooi herstel,
Nog een van die komplikasies is, ek kan glad nie op 'n hartestoel sit nie. Ek dink die dokter het gesê, dit gaan nie sommer verander nie, en my blaas kan 18 maande vat, voor dit heeltemal herstel. Na so ruk, kom ek agter, maar ek raak siek. Nou raak ek weer siek. En ek sê vir Hetta, iets is alweer nie lekker. Ek binne 3 dae word ek pap, ek is swak. Gaan dokter toe, hy sê ek moet gaan vir bloedtoetse. Die bloedtoetse kom terug, my yster het geval. My yster het drasties geval. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jou yster val, maak jy baie siek. En toe moes ek vir 5 weke moes ek gaan weekliks vir 'n ysterdruk. Maar nog bo-op dit ook nog, sê hy, my skildkliertelling is verskriklik hoog. Ek het 'n baie ooraktiewe skildklier. So hy stuur my om 'n spesialis te gaan sien in Pretoria. Kom by Pretoria, ek gaan vir 'n sonaar vir my skildklier. Nou as jy mooi kan kyk, sal jy sien hy is verskriklik groot. En hy sê vir my, hulle gaan my skildklier so vergroot, hulle noem dit 'n multigoiter. Dit beteken jy het opgewasse op jou skildklier, maar genadiglik is dit nie kwaadaardig nie, maar ek moet gaan vir 'n skildklieroperasie, een of ander tyd gaan my skildklier moet uithaal. So nou het ek al 3 operasies agter die rug, nou is my suiker, my yster het geval, en nou hoor ek moet nou weer gaan vir 'n operasie. Maar ek sê vir die dokter, ek kan nie nou gaan vir 'n operasie nie. Ek sien nou kans nie, dus ek is net te swak gewees nog. En hy sê ook nie, dis reg, ons sal dit eers volgende jaar doen. En ek raak toe beter, na die ysterdrups, hier by die 3de week toe raak ek beter. En Junie maand, toe begin my oor my bietjie drama gee. So wat gebeur het, my oë begin branderig raak. En ek gaan dokter toe, kyk later is ek die dokter al op voornaam. Ons is al, skem mekaar al goed. So hy geef my oogdruppels, en vir ruk lank toe gaan dit goed, en toe kom die ooginfeksie weer terug. En hy gee vir my salf met antibiotika aan, gebruik dit, gaan vir 'n rukkie goed, maar dan kom dit maar weer terug. En toe moes ek nou onlangs het ek 'n oogspesialis in Pretoria gaan sien, toe het hy gediagnoseer met een of ander groot naam, ek kan dit nie eens uitspreek nie, maar in klein Afrikaans, my oë se oliekliere skyn nie meer olie af nie. So dan maak hy dat my oë nie, my oë bly droog, en as gevolg van die droogheid kom daar bakterieë en ek kry infeksie. My oë was baie so erg gewees dat ek nie kon lees nie, ek kon amper nie sien nie, want dit het so blurry geraak, en so dis iets wat ek nou maar my res van my lewe moet saamlewe. Ek moet net natuurlike trane gebruik. So nou wil ek opsom, in 9 maande se tyd het ek 3 operasies gehad, ek is gediagnoseer met kanker, maar yster het geval, my skildklier het probleme gegee, my oë het probleme gegee, maar die Here was nog deur alles, was hy by my gewees. Kyk hierdie mooi gedeelte. Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En dit is so waar. Na wie toe sal ons gaan? Na wie toe gaan ons gaan as jy slegte nuus kry? Na wie toe gaan jy gaan as jy weet dat jou lewe is eintlik op die spel? En interessante vraag wat mense my gevra het in hierdie 9 maande of jaar na wat ek siek was. Mense het my gevra, was jy al ooit moedeloos? Ja, ek was. Want onthou, ek is 'n doodgewone mens soos jy. Ek was 'n paar keer moedeloos gewees. Was ek emosioneel? 'n hele paar keer. Het dit baie keer vir my gevoel of alles te veel geword het? Ja, beslis. Maar baie keer as mense nou deur so 'n ervaring gaan, dan sê almal, jy besef dat die lewe is kort en jy moet jou geliefdes sê jy is lief vir hulle. Dis waar, dit is waar. Maar kan ek vir jou sê wat is die belangrikste van alles? Nie dat jou geliefdes weet jy is lief vir hulle. Dit is goed om te weet. Maar die belangrikste van alles is dat jy sal weet jy is reg met die Here. Daar is niks
belangriker as dit nie. Ek kan eerlik sê, ek moet nog 'n versie opsoek, ek sal nou. Ek kan eerlik sê, die siekte was sleg geweest. Eerlik, dit was nie lekker nie. Maar ek sou nie daarvoor kon sien sonder die Here nie. Want die Here het my regtig deurgedra. En daarom wil ek vandag vir jou pleit inlig, dat jy sal seker wees dat jy is reg met die Here. Want die lewe gaan vinnig by mense by. Ek beloof vir jou, 'n jaar en 'n half terug, was ek nog gesond geweest. Inteendeel, ek was eintlik iemand wat nie baie sieklik was nie. Ek was redelik gesond geweest. Ek het my kinders vra, ek was nie min griep gehad, min dit gehad, min daai gehad. Maar net so in 'n oogwink kan 'n mens se lewe verander. Ons weet nie wat daarvan môre in nie. Jy weet nie of jy môre slegte nuus gaan kry of jy môre gaan lewe nie. Dis hoekom dit so belangrik is. As iemand vir my vra, wat het ek geleer in hierdie tyd? Ek het besef hoe afhanklik ek is van die Here. Hoe belangrik dit is dat jy sal weet, jy is werklik gered. Ek praat nie van Christendom nie. Hoor mooi wat ek sê. Baie mense sê hulle is Christen, maar dat jy werklik gered sal wees. Dat jy gered sal wees as jy slegte nuus sou kry. En jy weet, as jy jou laaste asem uitblaas, dat jy by die Here sal wees. Dis belangriker as vir jou geliefdes om te weet jy is lief vir hulle. Hoor mooi wat ek sê, dis goed dat jou geliefdes weet jy is lief vir hulle. Maar die klem en die belangrikste ding is die Here Jesus Christus. Hy is die een wat ewige lewe gee. Sonder hom is ons werklik verlore. Ek wil afsluit. Psalm 27 vers 14. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Hierdie versie het my al so baie deurgedra. Nie net hierdie tyd nie, maar al baie kere as 'n ou net deur 'n moeilike tyd gaan, onthou Psalm 27 vers 14. Maar ek wil beklemtoon. En ek weet ek herhaal myself. Maar jy kan nie sonder die Here Jesus nie. Jy kan nie so iets deurgaan sonder die Here nie. Die siekte, al die siektes en al die kwale, dis erg. Maar sonder die Here dink ek nie ek sou dit gemaak het nie. So ek wil by jou pleit vandag. Ek wil vir jou sê hoe belangrik dit is dat jy sal seker wees dat jy is werklik reg met die Here. Dat jy waarlik wedergebore is. Want die dood is 'n werklikheid. En die hemel is 'n werklikheid. En die hel is 'n werklikheid. En ek bid dat jy sal onthou dat die Here is werklik getrou. So die eer en die lof en die heerlikheid kom die Here toe. Want hy is werklik goed. Hy is bo verwagting goed. Daar's gedeelte in Romeine 8:28 wat sê alles werk tot goeie mee vir die wat hom liefhet. Ek is vandag hier staan ek hier, het nog 'n paar kwale, maar ek lewe daarom nog. En ek doen wat ek lief is. Ek kan nog preek en ek is so dankbaar vir die Here vir dit. En laastens wat 'n mens deurdra in hierdie tyd is die wete dat ander mense vir jou bid. Ek beloof vir jou, as mense vir jou boodskappe stuur en jy lê in die hospitaal en dan sê ek bid vir jou, dit help 'n mens verskriklik baie om te weet jy is nie alleenig in hierdie stryd nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons vir mekaar sal bid. Dat jy vrymoedigheid sal hê om te sê luister nie, bid vir my. Want baie mense, weet jy vir 'n rede, mense moet nie weet nie. Nee, mense moet weet. Ons moet weet dat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar se laste kan dra. So ek wil baie dankie sê vir almal wat my boodskappe gestuur het en alles wat julle vir ons gedoen het. Maar ek wil die Here die eer gee. Want die Here was werklik vir my so goed gewees. En ek is so dankbaar dat ek nog 'n kans gekry het. En ek dink die kruks van die storie is, maak seker jy is reg met die Here. Want ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Nie ek of jy weet, of kan met sekerheid sê, dit sal nie met my gebeur nie. Want ek glo vir my, al het jy die Here hoe lief, al is jy hoe heilig, as iemand vir jou sê, jy kanker,
Dis nie maklik, dis reg nie maklik nie. En as jy nie die Here in jou lewe het nie, dan weet jy sal jy gaan. Wie gaan jou deurdra? Ja, jou familie gaan jou ondersteun. Maar jou werklike krag kom van die Here Jesus af. Dankie. Kom ons maak die oortoe en bid ons dit saam. Here, ons kom vanoggend en ons is so dankbaar, Here Jesus, vir die wete dat U is altyd by ons. U wat Immanuel is, God met ons eer U, ons loof U, ons aanbid U, Here. Ook dat U nooit U handewerk laat vaar nie. En Here, ek bid dat ons wat sê ons is U kinders, dat ons waarlik ons lig sal laat skyn. En Here, baie keer kom die lewe en slaan vir ons bloedneus en ons kry uitdagings op ons pad en moeilike tye en hartseer tye. Maar Here, bo dit alles is U die een wat vir ons deurdra. Is U die een wat die vermoeides nuwe krag gee. En ek eer U, Here, vir dit wat U vir my gedoen het. En ek bid, Here Jesus, dat elkeen wat vanoggend hierdie boodskap hoor, Here, die belangrikste van alles, dat hulle self sal ondersoek en sal seker wees dat hulle saak met U is reg. Want Here, hierdie lewe is so kort en gaan so vinnig met ons verby. Ons kan nie sonder U nie. En Here, ek bid dat U naam geheilig sal word. Dat U wil sal geskied, soos in die hemel, net so ook hier op die aarde. In Jesus naam ons dit. Amen.